Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi gesels ons met die Maak My 'n Miljonair deelnemers om hulle stories 'n bietjie beter te verstaan, om 'n paar lesse vanaf hulle te leer sodat jy ook jou besigheid suksesvol kan bedryf en om net hierdie inspirerende jong entrepreneurs 'n bietjie beter te leer ken. En vandag hier op die potgooi saam met my terug op die brandbank het ek vir JJ Henning. Ek is baie senuweeagtig. My besigheid is Housey genoem. Ek kyk na mense se huise en diere wanneer hulle weggaan of wanneer hulle my nodig het. Dit is 'n ja van my af. Van my kant af solid ja. En vir daardie rede gaan ek vandag vir jou ook 'n ja gee, want ek weet jy kan dit doen. En daarom sê ek jou ja. Ek het ook obviously vir jou 'n ja. Fantasties, opvoedkundig, lekker. Welkom terug op die rooi bank. Yes, baie dankie. Ek moet sê hy's daarom nie so warm soos die eerste keer nie. Hy het my eerste keer amper 'n bietjie doodgebrand, maar hy's lekker vandag. Hy's so lekker kalm. Dis die tweede keer dat jy hom aandurf hierdie jaar. Ja, dis die tweede keer dat ek hom aandurf, ek moet sê. Toe ek hier instap, toe kry ek so 'n bietjie flashbacks, jy weet, toe gaan ek so van, yes, like it. Was dit nie van nie. Kom ons gaan dieper in daai flashback in. Hoe was jou brandbank sessie? Ek dink my brandbank sessie was baie lekker geweest. Ek was baie gesenuweeagtig. Ek onthou nog ons almal terwyl ons dan wag het ons gaan vir die brandbank en so dan gaan ons te praat so onder mekaar, fluister so 'n bietjie onder mekaar wat daar gebeur. Maar dit was regtig baie lekker geweest. Ek moet sê my gunsteling persoon daarso was definitief Lisa met die rooi hare geweest. Okay. Ek is al vir jare, ek kyk al jare al goeters, baie groot fan van haar. Marius het my bietjie gedrill. Ek dink Marcius, sorry, Marcius, name. Maar hy het my bietjie gedrill, maar ek het geweet dit gaan kom. Ek het nie geweet van wie af nie, maar ek weet, hy het my bietjie gedrill, maar hy het my baie ook laat besef, hoe ek is nie waar ek moet wees nie, en ek gaan baie hard moet werk. Okay. Nee, maar mooi. En sou jy sê die brandbank het 'n groot verskil gemaak in jou journey laas jaar as 'n entrepreneur? Sou jy sê dit het 'n groot impak gemaak op jou besigheid of jou groei deur die jaar? Definitief. Ek sou definitief sê, die feedback wat jy daar kry, soos deur Maak My Miljonair leer jy goeders, ja. Maar dit is van, dan kom jy op 'n persoonlike vlak met die persoon en dan gesels julle. Die brandbank is daarvan, soos, nou begin ons diep te praat in die besigheid. En dit is wanneer jy actually begin agterkom, maar daar's nog goeders wat ek nie na gekyk het nie. Ek het gedink my besigheid is suksesvol, maar hy het nog 'n paar stappe om te gaan voordat hy daar uitkom. So ek dink dit is definitief die belangrikste gedeelte van die kompetisie. En dit is nie van net omdat dit 'n kompetisie is nie, dit wys net vir jou of jy dit nou deurmaak of nie. Dit wys vir jou, yes, dit is wat ek nog moet doen. En ek dink dit is baie nodig dat mense so iets in 'n kompetisie het. En dis 'n objektiewe perspektief op jou besigheid vanaf 5 beoordelaars. Ja. So dis 5 buitestanders. Yes. Wat net vir jou feedback gee, vra en jou basically toets en jou besigheid toets. Yes. En ek dink dis baie keer 'n bietjie brutal. Dit is brutal, ja. Maar as jy verlief is op jou besigheid en het 'n emosionele koneksie met jou besigheid, dan kyk jy baie keer die foute mis. Yes. Want jy het hierdie jy weet amper wil ek sê airy-fairy approach tot jou besigheid van alles is perfek. Ja. En dan kyk jy opsetlik baie keer goed mis of Ja. jy sien dit nie raak nie en dan kort jy baie keer objektiewe perspektief om te sê nee, maar wat van dit? Dit is soos liefde, jy weet, hulle sê ons liefde is blind. En daai koneksie wat jy het met jou besigheid is soos jy's lief vir die besigheid want jy het hom begin van niks af nie. Toe daar mense was wat vir jou gesê het, nee, jy kan dit nie doen nie of jy moet 'n 9-to-5 job gaan kry. Nie dat daar foute is daarmee nie, maar jy het daai stap gevat en jy's trots daarop. En dis kom sê ek dit is basies liefde want jy het 'n fisiese emosionele koneksie met jou besigheid en ek voel dit is baie belangrik en dis kom sien nie goed mis en dan as jou pelle of iemand vir sê nee my dude like die girl is bietjie toxic of wat ook al jy weet hy sê nee man dis nie so nie maar sodra hulle dit vir jou gesê het dan begin jou oë actually oopgaan en jy sien die wyer prentjie en jy kyk nie net in 'n boksie vas die hele tyd nie so ek moet sê dit is wat dit is ja.
Awesome. Nou, jy's deur die brandbank. Jy het die brandbank oorleef. Ja. Dis 'n challenges. Ja. Hoe was challenges? Die beste gedeelte van 18 jaar wat ek al lewe. Ja. Dis nie dat ek hierdie show kleis nie. Dit is vandat ek baie klein was, ek het baie vinnig vriende gemaak hier. Ek het baie, kom ons sê, eensaam groot geword. Ek het my beste vriendin gehad, ons is al meer as 14, 15 jaar as ek is sy al vriende, en dis wie ek gehad het aan my kant. Ek was, in my laerskooljare was ek baie gespot, ek was as die vreemde kind gesien, en ek het nie regtig vriende gehad so nie, en toe ek by die challenges kom, ek bel nog my ma nog die aand voordat ons gaan na die challenges toe en al goed, en ek sê vir my ma, Riso mamma, ek weet nie of ek die challenges gaan geniet nie, want mamma weet, ek het baie keer difficulty om met mense oor die weg te kom. Ek dalk of te loud, of ek is te besig, of ek is te dit, of wat ook al. Ek het altyd 'n probleem met iemand. En toe ek by die challenges kom, almal was in die begin dieselfde soos wat ek was in die begin. Almal was bang, hulle het nie geweet, yes, ek weet nie of ek pelle gaan maak, ek weet nie, gaan ek nie die hele kompetisie nie, maar daai eerste aand, ek onthou ons nog was by Buffelspoort, toe ons daar die kamers indeel en al goed, daai eerste aand, ek en my kamer, ek was saam met Henk, Hendrik en Leon nog gewees, en daai eerste aand het ons klaar net 'n koneksie gehad, en as jy so in die oggende uitstap, wat ons saam geëet het, ek het nie met dit altyd groot geword om by 'n tafel te kan eet, en saam met mense te kan kuier, en al daai goed, en dit was vir my regtig baie fantasties gewees, en daai van, hoorie, so die persoon gee actually om vir my. Dis hoekom het ek en Rian ook so groot vriende geword. En die tortelduwe gevorm het, jy weet, die groepie daar is van, ons het daar actually gevoel, ek hoor die mense dink dieselfde as ek word nie geoordeel oor wat ek dink oor my besigheid of iets dit nie, en maak saak wat ek doen op 'n challenge of wat ook al nie, die understanding daarso en die geloof wat ons daar gedeel het met mekaar ook, was vir my uit die wêreld uit, en ek sal elke dag, as ek met die geleentheid gee om terug te gaan so toe, sal ek weer sê, "Sjoe, kom ons vlieg môre." Dit klink vir my dat dit 'n life-changing experience vir jou was. En ek dink 2 weke op die pad, in die vliegtuig, Ja. by die verskillende oorde met 30 ander mense wat presies soos jy dink en voel oor die wêreld, wat ook entrepreneurs is iets amazing. Dit is, want jy deel soveel kennis, want jy fokus op jou industrie, waarin jy besigheid het. En dit is hoekom ek voel ook die brandbank, soos nou gesê het, is 'n objektiewe siening oor jou besigheid. Dis buite mense, en hulle gee weer vir jou raad oor dit. En ek moet sê, die challenges het ek gevoel, ons was mekaar se judges gewees. Ons het mekaar nie geoordeel nie, maar ons het vir mekaar gesê, ek sou dit gedoen het. En of jy nog saamgestem het of nie, jy het daai kennis gevat en jy het gekyk, ja, dit sal ek kan apply op my besigheid of nie, want elkeen word met 'n ander storie groot, en elkeen het 'n ander pad wat hulle loop met daai storie, en om daai besigheid te groei. So, iets wat ek by Rian, of by Marnus, of by Timothy, of enige ander deelnemer geleer het ek gevat, en ek gaan kyk of ek dit kan apply. En as ek dit kon apply nie, het ek dit getry tweak, sodat ek dit kan apply. En dieselfde het ek weer met hulle gedoen, en hulle dit weer geapply. En dis hoekom was dit my so special geweest. En ek kon sien dat ons almal so besighede toe ons saam was, en like-minded gedink het ons besighede gerok het. Ja, dis powerful, want daai samehorigheid, en ons praat oor idees, ons help mekaar, en ek kon dit sien. Ek dink Marnus het die meeste groei getoon in die hele kompetisie. Ek is so trots op hom daar. Hy het gegaan van R600 'n maand na so R60,000 'n maand. Ja. Timothy se besigheid het verskriklik baie gegroei. Ja. En hy groei nou nog. Ek sien hy's nou besig met nog websites en subscriptions. En ek meen, Rian het toe nou die kompetisie gewen. Jou besigheid het verskriklik baie gegroei. Yes. Jy het ook die Kachingville prys gewen. Ja. So al 4 van julle is dit die tortelduwe? Dis die tortelduwe. Verduidelik gou my, wat is julle koer tortelduwe ding gewees? Ek weet nie, ek weet nie eintlik waar, ons het net vriende geraak en al goed. En ek en Rian het een keer toe gaan ons by, dit was
ja, ek dink dit is by Hartbeespoort waar dit eintlik maar meestal die groot ding geraak het is ons het saam met Amber en al goed gaan ons en al goed en die liedjie het ek dink in Marnus of iemand se kop vasgekom van ek en my Davey bly na en dan sing ons al vier dit en al goed is en ons koer net en van daar af toe gaan dit soos van okay, Rian is koer 1 Marnus is koer 2, Timothy koer 3 en ek is koer 4. Ons het ons eie WhatsApp groepie ook en ons praat konstant daarop en ons dit is genuine en dit is soos wat ek bedoel met vriendskappe wat ons bou want dit was genuine baie lekker, maar dit is waar die tortelduiwe vandaan kom en oor ons waar ons kan en ons mekaar sien of ons is saam by 'n plek, dan koer ons vir mekaar. So ek like So julle het amper nou 'n groep vriende gebou wat 'n lifetime kan last. definitief. En hoe special is dit dat jy weet baie keer in 'n skool is daar net een entrepreneur en dis 'n lonely road en maar hier het julle nou entrepreneurs gevind wat kan saamwerk. Een is uit die Valdriehoek, een is uit Potchefstroom. Ja. Maar is selfs van Welkom af. Ja. So dis fair. Dis fair, maar dit is soos ek sê, ek dink entrepreneurskap is 'n kategorie op sy eie. Elke persoon wat entrepreneurskap aandurf, het vir my guts. Dit is nie 'n maklike pad nie. En ek dink omdat ons almal daai selfde paadjie loop. Ja, elkeen se goeders gaan hier en daar verskil, maar die pad wat jy stap is min of meer dieselfde. En ek dink dis hoekom as jy na die entrepreneurskap gemeenskap gaan kyk, dan gaan jy sien maar alle entrepreneurs kom oor die weg met mekaar, want hulle het een ding in gemeen. En dit is die pad wat jy gestap het en die moeite en die harde werk, laat aande wat jy gesit het. Ons almal loop daai paadjie. En dit is nie maklik nie. En dis hoekom kan ons almal een ding deel en dis hoekom kan ons 'n goeie gemeenskap vorm en nuwe netwerke en vriende maak en al dit. Soos 'n mutual respect vir die mutual struggle. Respect, yes, mutual respect vir die struggle om te sê hoor hierso, ek wil jou pel wees, ek wil jou kan help, want ek weet waardeur jy gaan. Want as jy vir 'n persoon gaan sê en dit is niks nie mense wat vir iemand werk of so nie. Ons kort mense sit dit ook in die samelewing, maar as jy dit vir hulle byvoorbeeld gaan sê dat hulle gaan nie daai verstaan, daai mutual respect van daai laat aande wat jy werk en al daai goed en die droom wat jy het nie. Ons almal het drome, maar ek dink die entrepreneurskap gemeenskap se droom is net iets heeltemal anders. Dit is nie daai respek vir mekaar om te sê ek sien jou raak. En julle WhatsApp mekaar nog elke dag? Ek en Rian praat amper elke week. Okay. Ek en Rian praat elke week. Ek en Marnus ruil oor produkte en al daai goed. Ek het al by hom soos goeders gekry met treats en al daai goed wat ek by hom bestel het. Timothy praat ek mee gereeld en al daai goeders. Dan sê ek well done it buddy. Ek sien net nou 'n website. Ek het even vir sy website subscribe wat hy vir my e-mail stuur die eiers wat hy verkoop of wat ook al. Maar dit is ons mekaar ondersteun. So ons praat konstant. Dit was nou net die eksamentyd wat ons maar 'n bietjie stiller was, maar oor die algemeen, ek bedoel, praat ons gereeld. Ek en Rian bel amper 2 keer 'n week wat ek en Rian bel. Okay, dis awesome. En dan deel ons net ons deel ons daaglikse goeders en ons maak jokes en stuur Instagram messages aan mekaar, Memes en goed. Memes. Nou, jy's nou klaar met matriek. Ek slaam met matriek uiteindelik. Jy het nou klaar uitgeskryf. Wat is die plan volgende jaar? So my planne vir volgende jaar is ek het baie exciting news. So ek is besig om te werk aan 'n webwerf. Ek gaan 10 in Desember of in Januarie begin volgende jaar launch. So dan kan die mense hulle pet and house sitting bookings kan hulle op die webwerf gaan maak en so. En ons gaan 'n winkel ook hê op aanlyn. So dan kan jy die treats bestel en ek is nou besig om saam met Amber ook een van die top 30 en top 20 leerders te praat en al daai goeders en sy gaan my help om soos bandanas vir honde, al daai tipe goeders te manufacture vir my en al daai goeders ons gaan dit verkoop en so. Een van my Pick n Pays in my area het my gekontak. Hulle wil my produkte volgende jaar sien, so ek gaan most likely een of ander tyd in Pick n Pay inkom en al daai goeders so. Ja, ek dink gaan net selfs soos die jaar dryf net hard, werk hard. As ek vra ek en try soveel as moontlik mense kry en dan ja, ek het nou recently begin om mense te employ van verskillende stede af, dat ek so groot as moontlik te gaan en maybe ander franchises reg oor die land te kan bou wat dieselfde goeie diens lewer as wat Potchefstroom kry. Dit klink vir my absoluut awesome. Ja. Kom ons gaan 'n bietjie terug.
iemand wat dalk nou nie hierdie jaar se reeks op Via TV gekyk het nie, verduidelik net gou presies wat is Housey, hoe werk jou besigheid, wat is ek ken obviously jou besigheid nou baie goed, maar verduidelik net weer vir my, jy weet, hoe werk dit net sodat almal wat luister ook kan verstaan presies wat doen jy en hoe werk jou besigheid? So, my besigheidsnaam is Housey en ons kyk na jou huis en diere, maar op 'n professionele vlak. So, daar's kontrakte wat jy teken en al daai goed, maar ja, ons verskaf professionele huis- en oppasdienste, diereoppasdienste en al daai goeders, waar ons na jou huis kan kyk en al daai goed, wanneer jy plekke soos ATKV wil gaan besoek, of as jy see toe wil gaan, soos veral nou Desember of so, dan kan jy ons altyd gerus bel en al daai goeders. Die nommer waar jy ons kan kontak is 068 773 7972. Stuur dit 'n WhatsApp of bel hom. Ek sal antwoord, dit is my besigheidsnommer en dan sal ons die boekings van daar af vat en so, en dan hopelik binnekort sal hulle op website kan gaan www.housey.co.za, dan sal hulle ook die boekings en die produkte daar kan kry. So ja. Perfek. En kom ons praat gou oor jou Maak My 'n Miljonair seisoen. Toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair, hoe het jou besigheid gelyk? Wat was jou services? Hoeveel mense het jy geemploy? Hoeveel geld het jy gemaak op daai stadium? En dan is ons fast forward en sê, okay, aan die einde van jou Maak My 'n Miljonair seisoen, hoe het jou besigheid toegelyk? Wat se produkte en dienste het jy toegehad? Hoeveel mense het jy gehad en hoeveel turnover en profit en goed het jy op daai stadium gedoen? Vertel, skets ons daai prentjie, vertel ons daai storie van jou journey in terme van die nommers en die boeke en die goed. Ja, so ek het in begin Maart maand het ek ingeskryf vir die kompetisie en ons het einde Maart maand ons eerste boeke ingestuur en ek het my boeke van Januarie afgevat. So my besigheid het op 'n average per maand net so onder 1000, party as dit op vakansietye was of iets dit het ek net so bo 1000 gelê. Nie baie geld gemaak of iets dit nie, want ek het nie baie diere ook gevra nie en ek het ook geen weet regtig om te bemark nie. En dit was net ek gewees. So ek kon nie altyd al die huise doen nie, so ek moes partykeer mense wegdraai en al daai goeders. En soos Maak My Miljonair aangaan en ek apply die goeders wat ek leer by Maak My Miljonair, het ek my growth was baie meer gewees. Ek onthou nog, ek het die een dag, ek by die OK gesit en al daai goed, my maat ingegaan om iets te koop en ek stuur vir hom Albert nog 'n voice note en ek sê vir hom, of 'n boodskap, sorry, van oom, ek maak nou op 'n naweek 2-3 000 rand. Jy weet, so dit is baie gehelp. En waar ek nou op hierdie heilige oomblik sit is, ek sit met 'n Desember en 'n November wat ek volgeboek is. Ek het nie nog spasie nie, ek draai nog spasie maak. Ek sit currently met 4 employees wat klaar vir my werk op hierdie heilige oomblik wat huise oppas in Potch area. Ek sit met 2-3 mense wat apply het van die Kaap af en nou nog 2 employees wat ek wil kyk om te kry nog in Potchefstroom om nog meer huise te kan doen. Ek het in Julie maand, nee eintlik meer Augustus, om eerlik te wees, daar in wintermaand so, het ek my eie dog treats ook gelunch. So hondekoekies vir die Afrikaanse mense. Ja. So ek het hondekoekies wat ek begin verkoop het en so. Ons het 'n peanut butter flavored een en 'n biltong een en so. En ek het my research gaan doen daarop en so hy's oxytol-free, die wat se naam die peanut butter, want honde is giftig daarvoor en al daai goed. So hy het baie goeders in wat gesond is ook vir die honde. Ek het dit gelons en nou is ek ook besig om, soos ek voorheen ook gemention het, met Amber te werk om soos leibande, bandanas, dog tags, al daai tipe goeders ook te kan verkoop. En waar ek op nou staan, nou maak ek average per maand en dit is nou nie my vakansietye ingesluit nie. Net op my normale skooldae weke, jy weet wanneer dit skool is of so, maak ek nou average 'n maand tussen 8 tot 10 000 rand 'n maand. Ja. Net op House and Pets en dit is nie die produk niks ingesluit nie. As ons kyk na hierdie Desember alleen, estimate ek om net so oor die 30 000 rand te maak vir Desember. In Desember maand. In Desember, van die 1 Desember tot die 31ste Desember kyk ek om so net so 30 000 te maak in Potch alleen. Dit is nog nie by die ander plekke nie, soos by ander plekke is, kyk ons net na meer mense en meer geld om in te kom. Maar dit gaan nie vir my oor die geld nie, dit gaan vir my oor om mense te help met daai probleme. Ek het met daai probleem gesit, toe ek eendag wil weg gaan see toe en familie en vriende is nie altyd beskikbaar nie. Ek verstaan baie mense gebruik familie en vriende, maar hulle is nie altyd beskikbaar nie. En dit is wanneer jy mense soos Housey bel en al daai goeders, want ons wil soos jou familie en vriende wees
vir jou diere en seker maak, hoor hierso, daai hond, daai kat, daai vis, daai voël, daai spinnekop is happy. Okay, ek love it. Dis amazing, JJ. Ek meen as jy kyk van R1000 af na R10,000 'n maand. Ja. Dis baie. Ek het Dis 'n nooit 10x. gedink nie. Ja. Nee? Jy het R1000 'n maand besigheid gehad. Deur 8 maande van Maak My 'n Miljonair het jy dit verander in 'n R10,000 'n maand besigheid. Nou doen jy hierdie maand in Desember oor die R30,000 in 1 maand. Ja. Jy het vir jou 'n besigheid gebou, JJ. Ja. En hy's nog nie 'n suksesvolle besigheid nie. Dis wat ek baie van hom geleer het. Maar sodra ek myself kan onttrek uit die besigheid uit en ek sien hy hardop op sy eie, dan sal ek sê dis 'n suksesstorie. Daar's nog baie werk wat gedoen moet word, nog baie goeders, maar tot waar ek nou gekom het, sal ek sê definitief ek het ver gekom. Jy kan trots wees op jouself. Jy's nog jonk, jy gaan nog 'n baie groot besigheid bou. Ja. En jy gaan nooit voel dat jy op die toppunt van sukses ooit is nie. Jy gaan altyd voel alsnog. Maar ek meen, jy moet ook baie keer terugstaan en terugkyk en dink, wat het ek gedoen hier? Ek het R1000 'n maand besigheid gevat. Ek het hom verander in 'n R10,000 'n maand besigheid. Ek employ 4 mense. Ek gee vir 4 mense inkomste. En hierdie maand slaat ek 30,000 in 1 maand. Ek kan imagine daar's 'n tyd in jou lewe waar jy gesit het in jou kamer en gedink het, imagine ek kan R30,000 in die hande kry. Ja, En nou slaat jy dit in 1 maand. Ja, ek het nou die dag, toe sit ek so, toe gaan ek so van 3 jaar terug, 2 jaar terug, toe ek graad 10 was, ek was net einde graad 9, ek wou skool gelos het, ek was net op 'n downpunt van my lewe gewees, wou nie meer hier wees nie, was regtig diep in depressie, anorexia, al daai goeters, en dit was regtig 'n baie downpunt van my lewe gewees, en ek voel die Here het my definitief kom red daarso. Ja, ek het my hart toe vir die Here gegee en al daai goeters, en ek het gesê ek moet iets doen. En my pa het toe na my toe gekom en al daai goeters. Ek het vir 16 jaar van my lewe nie my pa geken nie kontak regtig met hom gehad of iets soos dit nie. So ek het nooit saam met hom groot geword nie. En in some medical het ek en my pa in kontak gekom en ek het gesels en al daai goed, en hy het vir my gesê algens wat hy my vra. Hy weet hy was nie altyd daar nie en hy kon nie altyd daar wees nie, maar al wat hy my vra is maak dit matriek klaar. En ek sê nee, is reg. En hy het ook sy eie besighede gehad en al die goeders wat hy gehardloop het. En ek het toe by hom geleer en toe gaan ek en omdat ek my hart vir die Here gegee het, het ek gevoel soos ek ook met die gala aand gesit het en gesê het dat ek het op my bed gelê en ek gewonder wat kan ek doen? En ek het gevoel die Heilige Gees vir my sê hoor, so as jy ander mense kan help met 'n probleem wat jy al gehad het en jy kan 'n probleemoplossing daar vind, dan sal jy mos Vader jou help. En ek het nie baie geld gehad nie. Ek het my heel eerste Nike hemp, branded clothing, het ek vir my begin graad 11, einde graad 10, begin graad 11, het ek my eerste branded Nike hemp gehad. Dit was amazing. Beste dag van my lewe gewees. En dit het my net gemotiveer en al die goeders. En vandag kan ek hier sit en ek sê ek het 'n besigheid nie net wat vir my geld kan inbring nie, maar ek het 'n besigheid wat ander mense kan help met probleme en vir ander mense soos ek gesê het, 'n werk te kan gee en al daai goed. Want ek het gesukkel om 'n job te vind toe ek so jonk was en so, en selfs nou even as ek apply net vir 'n side job buite die besigheid, as ek soos 'n bietjie ekstra geld wil inbring of wat ook al om experience op te bou en so, dan dis moeilik daar buite. En dis kon dink ek iets soos house and pet sitting is 'n wonderlike opportunity, want jy het nie nodig om 'n baie goeie kwalifikasie te hê nie. Ek werk het maar op ouderdomme van 17 tot 22, so mense kan gaan apply om vir my te werk op my Instagram. So as jy daar gaan, dan kan jy apply, en dit is so maklikste. Jy moet net 'n valid South African ID hê, en jy moet tussen die ouderdom van 17 en 22 wees, en jy kan werk vir my. Ek hou 'n interview met jou en al daai goeters, en ek kyk, jy kan met diere werk, jy weet hoe om te doen, en jou kans om by my te werk is baie beter as wat jy 12 jaar se education nodig het, waarvan jy 4 jaar minimum moet gaan studeer. Dit is nie wat ons soek nie. Ons soek mense wat 'n passie het, wat liefde het en wat werk experience soek. So as jy daai groter job gaan kry, dan kan jy altyd my bel en sê hoorie sommer, die persoon
dit wil ons apply. En dit is my doel op die einde van die dag. Dat ek kan sê, daai ou is 'n hardwerkende persoon en ek sal definitief sê julle moet hom nou hire. Asof soos 'n nou. Jy weet. Maar ja, ek moet sê dis net 'n bietjie van my background en my storie wat my gedryf het om tot hierdie 30,000 te kom 'n maand. En as ek meer maak aan al daai goeders, ek bly nederig daarop, want ek weet van waar af ek kom. En my droom is dat ander mense dit ook kan bereik. En as ek nie matriek gemaak het nie, sou ek ook nie vandag hier gesit het nie, want dan sou ek nie maak miljonair kon bygewoon het en 'n sukses gemaak het en die regte rigting en die regte leiding gehad het en 'n mentor gehad het wat my lewe kon verander het nie. Dis 'n massive plesier, JJ. Ek meen 'n storie soos hierdie wat jy nou net vertel het, maak my 'n miljonair absoluut die moeite werd. As ek een so 'n entrepreneur soos jy kon inspireer om jou besigheid te groei en nou vir jou 'n karier kan bou vir die ander mense empower, dan was alles die moeite werd. Dis hoekom ons maak my 'n miljonair doen, om entrepreneurs te vind, want ek was net soos jy op hoërskool waar ek gesit het met 'n besigheidjie en jy weet, ek het nie geweet hoe om te groei van 1,000 na 10,000 nie. En ek het gehoop iemand sou na my skool toe kom en my bietjie teach oor besigheid. En dit is hoekom ons maak my 'n miljonair doen. En nou kon jy jou besigheid groei van 1,000 na 10,000 toe en jy's 'n jeug-entrepreneur. Ja. Jy's klaar met skool, jy's nie 'n hoërskool-entrepreneur. Ja. Jy's 'n jeug-entrepreneur wat ander jeugmense aanstel wat by jou werk. So jy skep 'n ekonomie vir die jeug. Yes. En ek's baie trots op jou. Dankie. Vir alles wat jy ge-achieve het hierdie jaar. En hoe jy so saamgewerk het met die ander entrepreneurs en kyk nou net wat het jy gebou. Ja, en jy kan trots wees op jouself ook. Ek moet sê ek is nie 'n persoon wat baie maklik op myself trots is nie. Ek voel ek het baie mislukkings in my lewe en ek is baie vol sonde in my lewe, maar ek moet sê met hierdie besigheid voel ek regtig trots en ek sal nie vir die wêreld ruil nie. Ek het al mense gehad wat my vra, "Hoor, so maar kan ek jou besigheid by jou oorkoop of iets soos dit nie?" En dan sê ek vir hulle nee, want dit is iets persoonliks vir my. Dit is wat ek gebou het en dit vertel my storie. As dit 'n ander besigheid was, ja, maar nee hierdie. Maar ek waardeer regtig alles wat hulle doen. En dit is altyd maklik om te hoor op sosiale media van, ja, maak nie naar werk. Maar dit genuinely dit regtig dit werk. Ek volg die show al vandat hy begin het 2022. Ek het nie dit geweet nie. Ek volg al die show al van 2022. Saam met een van die ouens, die Red Bull ou, wat altyd die Red Bull. Ja. Ek volg hulle van die begin af. Vanaf Matthew, as die eerste wenner aangekroon is, tot en met Rian wat hierdie jaar aangekroon is, as die miljonair wenners, volg ek die show. En elke jaar kan ek sien dit groei. Elke jaar kan ek sien dat die besighede wat daar binne was, bly groei. Of hulle gewen het of nie. Ek dink vir 'n kompetisie, en ek dink om dit al baie gemention, vir 'n kompetisie, ja, dis nice om te wen. Maar ek dink as ons mens van 'n oogpunt buite 'n kompetisie kyk, dink ek elke liewe besigheid wat tot by die brankbank at least uitgekom het, of jy nou verder gaan het of nie, het baie geleer. En ek sal my geld daarop sit as ek moet om te sê, hoor hierso, dit werk. En as jy nie 'n sukses van jou besigheid maak deur die principles te apply en deur harde werk wat maak my nerf vir jou gee nie, dan sal ek my geld daarop sit. Maar ek kan jou garandeer, jy gaan geld maak. Al wat jy kort is net 'n bietjie geduld, hardwerkendheid en jy moet net apply wat hulle sê. Want as jy letterlik, dit is soos ChatGPT, as jy vir jou essay of wat ook al wil insit of so, dis letterlik maak my miljonair vir besighede. Maak my miljonair is die ChatGPT vir die jeug-entrepreneurs om te cheat, dink ek persoonlik. Dit is letterlik, dit is net so perfek. Ek bedoel, as 'n mens iets vra, dis soos ChatGPT, ek tik iets in, ek vra om iets, ek kry 'n antwoord terug, ek apply dit, boom, dit werk, jy weet, dit is so maklik en so simpel soos dit. Ek moet sê, dis cool like ek die show so baie. En ek dink al hoekom dit moontlik is omdat iemand soos oom daai stap gevat het en gesê het, ek wil die jeug empower. Dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan oor die generasies wat moet kom.
En ek dink dit beteken baie meer as wat dink dit beteken vir mense. Daar's mense wat nie dalk apply vir die besigheid, vir Maak My Miljonair nie. Maar hulle begin 'n besigheid deur net Maak My Miljonair te kyk. Ek het my besigheid begin deur Maak My Miljonair te kyk ook. Buiten my pa en agters. Ek het ook inspirasie. My grootste inspirasie het ek gevind verlede jaar by Jason. Jason was my grootste inspirasie. Want ek het hom so gejudge. Toe ek in die begin gehoor het hy het klomp machines, ek sê nee, die ouetjie gaan nie wen nie. Ek sê vir myself, die ouetjie gaan nie wen nie. Nee, hy's bietjie stil, hy's bietjie teruggetrek. Nee, toe kom hy soos 'n silent sweeper en hy wen daai hele show, is net so en hy groei nou nog. Ek praat nou nog ook met Jason en agters en hy groei nou nog en agters. So ek bedoel, as iemand soos Jason wat 'n claw machine met een begin het, wat sy PlayStation of sy Xbox verkoop het, sy bed verkoop het en hulle kan 'n besigheid tot oor die 500,000 vir die jaar, ek dink is nou al meer as ek mis het nie, kan verander. Ja, hy doen nou 120,000 'n maand. 'n maand. Nou as hy tegnies in 'n minus was want hy het al sy goed verkoop, jy weet, na 'n positiewe van 120,000 rand 'n maand kan verdien, dan is dit great. Want daar's mense wat werk wat nie eens 15,000 'n maand kan kry nie. En dis hoe like ek entrepreneurskap en dis hoe like ek Maak My Miljonair. Want dit soos ek sê, dis die cheat code vir die lewe. Hulle leer jou letterlik wat om te doen. Jy moet dit net gaan apply, copy en paste dit net op jou besigheid, wat werk in jou besigheid. En yes, like it. Ek dink ek weet nie, mense kan nie vir beter vra nie. En veral dat die program verniet is. dit as jy op sosiale media nou gaan, elke persoon wat hierdie luister of hierdie sien, weet waarvan ek praat. As jy op sosiale media sien jy een of ander ou van Suid-Afrika, Dubai, waar ook al, ek verkoop 'n kos. Dan verkoop hulle kos oor 'n sekere afdeling. Maak My Miljonair verkoop nie die kos nie. Hulle gee die kos weg. Al wat jy hoef te doen is jy moet net 'n besigheid begin het en die inisiatief gevat het om dit te bedryf. En hulle sal jou hand vat en jou lei tot verder. En jy kan 'n sukses daarvan maak en dit apply nie op een kategorie nie, dit apply op 10 verskillende besighede, honderde verskillende besighede. En dis kom like ek Maak My Miljonair. En dis kom sê ek vir oom baie dankie wat oom daai stap gevat het. En ja, ek kyk by the way om te werk aan daai liedjie om te produce en al daai goeie. I'm just saying. Ek is besig daaraan, maar Dis 'n massive plesier, JJ. Ek dink ons moet JJ hire as soos 'n salesperson vir Maak My Miljonair, want hy't so ek het nou actually vir Tannie Marley gesê. Die hele sales pitch gedoen. Ek het letterlik nou vir Tannie Marley gesê, toe sê ek sien op ons Facebook het hom iets gesit van 'n salesperson aan. Ek sê vir ek sê ek bel my ma toe ek dit sien. Ek gaan uit, ek gaan so vinnig as bel ek my ma. Hoor so mamma, om Albert sulke salesperson. Dink hoe maak ek vir Albert gaan werk. Sy sê gaan probeer. Ek sê nee, ek sal nou nie dit doen. Ek het nou besig vandag. Ek het nou met Jacques en met Tannie Marley gepraat. Ja. Sê ek sal enige tyd vir Maak My Miljonair, enige tyd vir een van ons besighede kan werk, want ek sal vir iemand soos oom kan werk, omdat ons so 'n ryk persoon is. Genuinely. Dis 'n massive plesier, JJ, en dis die idee. Ons vra nie die leerders enige geld nie, ons vra nie skole enige geld nie. Inteendeel, net om in te skryf kry jy 'n kursus en 'n boek gratis. Jy kan dan op jou eie gaan daai goed deurgewerk en dit sal 'n impak maak in jou besigheid. Exactly. Maar dan as jy nou saamkom op die journey, dan vat ons jou hand en ons stap 'n 8 maande pad saam met jou en ons groei 'n besigheid van R1,000 na R10,000. En baie mense dink ons invest in die besighede of hulle groei ons besighede, maar die realiteit is jy bring jou besigheid en ek en Jason en Matthew en Shaniqua en ons help jou om jou besigheid te vat van 1,000 na R10,000 'n maand soos wat met jou besigheid gebeur het. En al wat ons vra is maak 'n goeie impak in die ekonomie. Dit is wat gaan voort, pay it forward en dit is op die einde van die dag die doel van Maak My 'n Miljonair is om jong hoërskool entrepreneurs te help en hulle te mentor en hulle te bemagtig. Daai ouetjie wat net 'n paar tips en tools nodig het, net te sê, hier gaan jy. En die impak daarvan. Ek meen jy sien wat die impak maak is, jy sien wat die impak is van jou besigheid.
imagine ons het hierdie jaar 'n top 20 gehad, ons het top 30 gehad, ons het al vir 4 jaar 'n top 20 gehad. Imagine die impak in Suid-Afrika se ekonomie 10 jaar van nou af. Dit sal definitief, dit sal baie groot is en ek het nou die dag, toe praat ek met een van my pelle daaroor, toe sê ek vir hulle, jy weet, toe vra hulle vir my oor hierso, maar toe vra hulle my bietjie meer oor my maakmiljonair goeders en so, toe vra hulle vir my ook, so, ons praat so en al die goed en ek sê vir hulle nee, ons lees, ek moet baie besigheidsboeke lees om daai kennis te bou en al die goeders en hulle vra vir my, nee, wat is jou beste boeke? Ek gaan soos van, nie om Maak My Miljonair en van Albert de Gleis of iets is dit nie, maar sy boek wat hy verniet gegee het. En dis kom bedoel ek, daai kursus wat ek gedoen het, dit leer ek vir elke kind wat by my skool was. En toe ek hierdie jaar deelgeneem het, ek dink, as ek nie mis, daar het 4, 5 kinders na my toe gekom, terwyl ek besig was met die kompetisie. En een ouetjie, ek kan nie sy naam onthou nie, maar sy storie onthou ek die beste, is, hy koop selfvinnig goedkoop aan, by plekke wat, daar's iets hierop fout of iets dit, dan verkoop hy dit aan, en hy fix die goeders, en dan is die goed die 100% reg, dan verkoop hy dit nou weer en al die goeders. En hy het my kom raad vra aan al die goeders. En hy het gevra nou, hoe werk ek met die besigheid, hoe beheer ek my geld, want dis sy grootste issues, hy voel, hy spandeer te veel van sy geld na goed. En met een van die goeders, wat in ons kursus is, en al die goeders, is die 70-30 reël. En ek sê vir hom, doen die 70-30 reël, en as die 70-30 nie vir jou werkie, draai 60-40. Ek apply die 60-40, dit werk bietjie beter vir my. En as ek meer geld maak, dan sal ek na die 70-30 toeskuif. En daai principle, dit werk net. Ek gaan nie te veel share van hom nie, maar daai principle werk het. En ek deel daai goeders wat ek leer, die kennis wat, as mense my vra, maar waar kry jy jou besigheidskennis vandaan? Gaan ek soos, ek weet, ek seker maak my miljonair, want ek het nog nooit hierdie goed met mense bespreek nie, en nooit en ek dink dit gaan basies oor wat om Albert en die Maak My Miljonair span doen, die moeite wat hulle insit, om seker te maak dat ons veilig is, dat ons genoeg kan eet. Ek bedoel, ek vra hom verskoning, ek het dit met Gala aan, toe mis ek nou daai vraagie wat julle my gevra het, ek het blank geslaan, maar toe ek met die kaskar omgery was en al die goeders, die moeite wat om hulle gedoen het, om seker te maak ek was alright. Al was daar nie baie damage aan my gedoen of iets is dit nie, hulle het 'n extra myl gegaan, om seker te maak ek is alright. En dit wys net dat hulle regtig omgee. En dit is net 'n TV show nie. Dit is, agter die skerms, dink ek gebeur daar 10 keer as nie 100 keer meer, as wat daar op die skerms gebeur nie. En ja, die mense sien net die finale prent op TV en so. Maar ek dink daar's 'n dieper connection en daar's genuine 'n dieper gemeenskap wat vorm en 'n revolusie wat besig is om te vorm in Suid-Afrika as gevolg van goeders soos Maak My Miljonair en die mense wat investeer in dit. Dit is 'n amazing testimony wat jy gee en ek wens ek kan vir mense meer wys van al daai agter die skerms. Maar obviously die resources is wat dit is. Ja. Jy weet jy het net soveel tyd op TV. Jy het net so groot span. Jy kan en ek moet dankie sê vir die borgers wat ook bydra om Maak My Miljonair moontlik te maak, want hulle help om die resources meer te maak sodat ons hierdie tipe stories kan deel. En meer kan capture. Ons was in 2022 was die episode soos 15, 18 minute lank. Ja, ek het so 20 gekry met die advertensies binne, ja. Ja, en dan 2022 en 23 en 24 was dit so 23 minuut episodes. En hierdie jaar het ons 46 minuut episodes gehad. Yes, dit was baie beter geweest in my opinie. Toe ek ook die show kyk, toe gaan compare ek dit met die ander. Ek voel julle kan baie meer detail ingesit en ons kan meer van julle deel en al die goed. En ek dink die challenges kan ook baie meer fun wees vir die mense om te kyk, om eerlik te wees. Ek dink dit kan die Maak My Miljonair as 'n brand ook baie meer groter maak, as ek dit nou so kan sê. Ja, definitief. So kom ons gaan in een van daai behind the scenes in. Julle is besig met die uitdaging by Klein Kariba. Yes. En dis nou waarvan jy nou net gepraat het van toe jy seer gekry het. Ja. Jy was besig met die uitdaging by Klein Kariba. Jou span het gewen.
Ja. Jy's klaar met jou Ek uitdaging. slaan my dag. Jy het klaar oor die wenstreep gegaan. Toe hardloop jy terug. Right? Ja. Om die span wat heel laaste is Ja. te gaan help met hulle uitdaging. Ja, so En hulle is toe in hulle kaskar wat hulle by die finish line moet kry. ja. Right? So jy hoef nie eens daar te gewees het nie. Ja. Jy het uit die goedheid van jou hart uit teruggegaan om Ja. om die verloorspan te probeer help. Ja. En toe wat gebeur? So basies wat gebeur het, ons het teruggegaan in al daai goeters want ons groep het gevoel, okay, ons is nou klaar, ons gaan nie nou sit en al daai goed nie. So ons groep het teruggehardloop en al daai goed, ek dink ons was die groen span gewees, ek mis dit nie. En ons het toe van die ouens het toe gegaan om die rafts en al daai goeters wat ons gebou het en die vlotte wat ons gebou het, te disassemble, die goeders na die container toe te dra. En ek dink dit is die rooi span gewees en hulle groep en so en hulle het so gery en so en hulle kom so uit en ek kyk nog so vir hulle en al daai goeters, ek sê moet ek help. Hulle sê nee en ek draai nog terug want Rian of iemand roep my agter by die container en ek staan op die sypaadjie. Ek is so in die middel van die pad nie. En die volgende oomblik voel ek het 'n slag, maar hy tref my so van my voete onder my uit, nee. Ja, jy het soos Zanel het met die kaskar jou voete reg onder die uitgery. Ja. Soos want onthou, hulle was soos Zanel was in die kaskar en daar was 4 mense wat gestoot het. Ja. Dis heavy talk. Dis Exactly. Harde. En ek het dit nie gesien kom, want ek het nog vir hulle gekyk toe hulle nog aan die ander kant was, toe hulle nog besig was om in te klim en te vra is hulle reg. En die volgende oomblik toe ek terugkyk en ek praat so met hulle, volgende oomblik toe ek was skaars besig om terug te want ek seker my bene so nervvleis vir gaan kry, jy weet. Oh. En toe kap hy my, maar daai kaskar tref my. Daai oomblik was so blank en toe ek nou try opstaan en dis net my arm so vol tyremerke. Toe ek daar opstaan, toe gaan my arm tussen die kaskar se wiel en die staal en by die pad hier onder. En hulle stoot verder en ek skree net wow. Kan ek net my arm weer uitkry? Ek rol daar uit. Hulle stoot verder. Hulle moet net klaar maak. En ek verstaan dit. En almal vra vir my, "Norton, is jy alright? Is jy alright?" Ek is so ek shop. Nee, maar ons kyk toe nou na jou arm. Ja, En hy hou net aan swel en hy raak blou. Ek sê vir Chanel, hier is die Defender se sleutels. Wat vir JJ na die naaste kliniek of iets toe. Ja. Wat was daai? Ek het nie ek Ja. was in die kar nie. Ek Ja. sou love om in die kar te gewees het om te hoor wat daai gesprek. En oor se kar en al daai goeters uit. Nou klim ons in en al daai goed en tannie Chanel draai na my toe. Nou agter in oom se kar is ook 'n kussing. Dit lyk soos 'n panda of iets dink ek as ek dit nie mis het nie. En daar's hierdie kussing daar. En tannie Chanel gesê so, okay, net om die tension. Dis 'n stormtrooper. Is dit so ek Van weet Star nie. Wars. Ek weet nie waar dit pas nie. Ek vra verskillend vir dit het gelyk soos 'n Ons moet 'n panda. bietjie culture. Jy moet bietjie leer oor Star Wars. Ek het nog nooit Star Wars gekyk nie. Okay, ons sal dit fix. Moenie Ons sal dit worry. fix. Ek sou saam met hom koffie drink, dan sal ons bietjie Star Wars kyk. Maar in elk geval, dit was hierdie kussing gewees en al daai baie sagte kussing. Ek moet sê baie lekker 'n kussing. sagte panda. Baie sagte panda. En ek sit hom nog so. Dan is dit as jy sit hom onder jou arm, vir as die kar dalk hop of iets is dit en nie seer is nie. Nee, sap. Arm genoeg beenswas nog. Ons ry so en so en nie regtig veel gepraat in die kar en so. En nou en dan gaan ons oor die gaan net vir tannie staan. Ek jammer. En dan ry sy, jy weet, wie tannie Chanel is baie nice en al die goeders. Ons kom toe daar aan al die goeders om dit goed invul en dis wat ek bedoel dat die mense van maak energie om en al wat hulle wil nie doen, is jy alright. Hoor jy so, okay, kom ons bel gou maar, kom ons doen gou dit, ons reël gou dit. Sy was vandat ek in die spreekkamer was en al daai goeders tot ek uit is, tot ons terugry, al daai goed, was sy daar en ons het gepraat oor Seattle Coffee. Seattle Coffee wat sy altyd moet drink en dan sy dit like en al daai goeders en so. En of ek dink ek weet nie meer, maar dit was 'n koffiebrand wat sy altyd drink en as oom en sy altyd ry en daar's een daar naby dan moet jy stop om koffie te kry. Maar ja, soos hulle het net my aandag weggehou van dit af. Maar ja, die arm was seer geweest, dit was fyn geweest. Ons was bang dit was 'n fracture. Ja, ek was bang hy was gekraak. Omdat die ding is wat gebeur het met die arm, hy het basies begin doodgaan. En toe het my vingers amper soos 3 keer die size wat hulle was opgeswel en my arm was pot blou geweest. Dit is soos genuine was baie blou geweest. Maar wat was toe fout?
ek het toe 'n spier of iets soos dit, en ek het baie seer gemaak, iets soos Okay. dit, maar niks geskeer, niks wat ek kon nie, ek het hom net baie hard getref en ek het die been ook raak getref, maar niks gekraak of iets soos dit nie. Maar ja, ek onthou nog toe ons by, ek dink Gaudini Spa was, toe ons daai oggend, ons het weens agter die skerm, ons het 'n mental session gedoen. Ek doen dit nou nog elke oggend. Dit is nou 'n wow. ritual wat ek kind of het. Mental session. Gaan buite, sit op my stoep en al daai goeders en maak dit alles in jou gedagtes skoon. Net quiet. En dit werk. Trust my raad van almal wat luister, kyk wat ook al, doen 'n oggend of elke aand ten minste net een keer 'n dag 'n mental session. Net om van die stres ontslae te raak. Dit werk genuinely. En ek sien nog ek het nog daai oggend, want ons was laat geweest daai oggend amper geweest en ek het my sling toe vergeet en ek moes 'n sling dra want manier as my arm sak of wat ook al dan swel hy weer op. Ja, so jy het nou 'n sling gedra deur die Ja. hele uitdagings, al die Yes. challenges, Ja, loop jy daarna. met 'n sling. Yes. En elke keer as ek hom afhaal en opgeswaai en het weer seer geraak en so, toe was dit nou fine. En daai oggend toe haal ek die ding af want ek het my baadjie sak gehad, so hy het basies getel. En ek onthou toe ons klaar is met die mental session, toe gaan ek dan Tannie Marit en ek sê vir haar, "Hoe is Tannie, kan ek moontlik my sling kry?" Sy sê, "Waar is jou sling ooit?" Jy weet, hulle is so konstant, hulle wil seker maak ek is veilig en so. En toe ek my hand so uit my sak uit en ons lig en sy lig my baadjie op, toe is my hand nog dikker geswel as wat hy voorheen was en hy's pot bly. Toe sê sy vir my, "Jy gaan nou, soos 'n kwaai ma, jy gaan nou na jou kamer toe en jy gaan kry daai sling." So, maar ja, soos ek sê, maak my energie regtig om en al het ek seer gekry, dit is niks nie. En ek het vir Zanel, weer eens, as jy die luister, as jy die kyk, ek is nie kwaad vir jou nie. Sy het so sleg gevoel en ek het amper begin huil omdat sy so sleg gevoel. Sy het my chocolate even gaan koop. En toe sê Omdat sy jou omgery het. Ons het my omgery. Ek sê van, dis jou skuld nie. Dit gebeur, dinge gebeur. Ek is nie kwaad vir jou nie. Maar ja, sy's regtig, sy's 'n dierbare kind, daai en ja, ek het so sleg gevoel vir haar en al ek en toe later toe sê ek nee, kom toe gee ek haar net die drukkie, al daai goeters. Sy was regtig, sy was baie konsistent vir my ook gewees. Maar soos ek sê, dit is asof dit nooit gebeur het nie, want toe later daaraan toe, is 'n lekker braai weer, sonder die cast, sonder hulle net ons kinders, 'n lekker braai. Ons het marshmallows nog gaan koop, ek onthou marshmallows en so, wat het daai koekies, daai rondes, Marie biscuits. Toe maak ons s'mores. En blikkies, hulle sê die vuur so warm en al daai goed en dan sit hulle die ding onder. En dan brand die Marie koekies pik swart. Maar ek sê, dan eet ons dit nou maar. Ons eet dit. Dis deel van, ons eet dit. Maar ja, soos ek sê, maak my die memories kan net vir ewig aangaan. Dis awesome. Ek love hoe excited jy raak oor daai journey en dit wat jy gedoen het en hoe fun dit was. Ek seker hierdie memories gaan by jou bly vir ewig. Ja, nee, ek onthou nog die aand toe ons teruggevlieg het van die laaste keer en al daai goed, ons teruggevlieg, ons land toe en al daai goed. Toe ons daar wegry, toe kry ek soveel en ek stuur vir mense boodskappe en al daai goeders en so. En die volgende dag toe WhatsApp mense my terug gaan en sê hoorie so, is dit net ek of hoe vanoggend vir jou vreemd? Want nou is jy die eerste keer Nou weer is weg die eerste van keer weg van almal. Dit is nie daai van jy saam met hulle, ons gaan nou saam oggendete eet, lekker ATKV kos eet en al daai goed nie. Dit was genuinely net van ek nou voel ek alleen. En dis kom lê ek klem daarop. Ek dink regtig dat die Maak My Miljonair skep 'n ander gemeenskap. Dit skep 'n nuwe revolusie van die jeug en hoe ons mekaar kommunikeer. Ons praat nou nog, praat ons almal met mekaar. As ek byvoorbeeld met Rian praat of met Amber praat, ek bel kort vertel haar ook of vir Tony en al daai mense. Ek praat selfs met dies wat nie in die top 20 gemaak het nie, wat nog in die top 30 uitgeval het. Ek praat nou nog van hulle ook. Ons bly net ons het 'n permanente netwerk geskep. En Maak My Miljonair het my netwerk van een persoon met nie baie mense wat my support en mind like is met my en al daai goed nie.
na 'n persoon van 29 ander mense wat my peer groep is, plus Jason, Shaniqua, Matthew, oom Albert, oom Marius van die Kachingwil. Ek en hy praat ook baie, e-mail mekaar ook baie. Wil jy het sy kompetisie gewen? So, Ja, yes. ja, maar ek love hom oom. Ek's mal oor hom. Ek en hy, soos ek gesê het, ek en hy het volgende week ek en hy 'n afspraak. Dan gaan ons 'n bietjie praat oor die Kachingwil wat ons aanbieding doen en al goed dan maybe kan ek hom volgende jaar help daarmee ook. Ja. Ek wil jou commend op jou ability om heeltyd in te check met almal. Baie van die ander entrepreneurs van die vorige jare val ook bietjie af. En dan raak hulle weer isolated, maar jy het deur die hele kompetisie het jy ook heeltyd ingecheck met almal, koneksie gebou met almal en even nou soos jy sê, ek dink jy is die entrepreneur op die pot gooi wat die meeste in connection is met al die ander entrepreneurs van jou reeks. Sure. En ek dink dit is 'n baie groot powerful value van Maak My 'n Miljonair wat baie entrepreneurs mis. Jy kry die coaching, jy kry die mentorskap, maar jy kry 'n groep van mense wat uit allerlei verskillende skole kom reg oor Suid-Afrika wat 'n netwerk vir jou kan wees, 'n support system, 'n vriendekring. So ek commend jou op die feit dat jy weet, daai connections hou. Ja. Dankie juffrou. Soos ek sê, ek like net om met hulle te praat, want soos ek gesê het, ek nie altyd met die mense gehad met wie ek kan relate nie. En omdat ek met hulle kan relate, wil ek daai koneksie met hulle hou. Ek wil hulle ondersteun. Met Kragdag, toe ons Kragdag gehad het, ek het by almal verbygegaan en try om almal te ondersteun soveel as moontlik. Toe my pa daar aankom by Kragdag, toe sê ek, "Hoor hierso die stalletjies, dis die mense, kan op hulle ondersteun." Toe sê hy vir my, "Sjoe." En my pa het ook by almal gaan koop en al goed. Hy het by ek dink nog by blikkies. Hy het nou want my pa is eintlik nou in Amerika en al goeters. En hy daai hoed saamgevat. Ek het nog gesien toe ek hom bel en toe hy klaar geland het van Bakgat Valleys. Het hy sulke hoed gehad en al goed. So hy dra en hy gebruik ook die goed en hy's baie beïndruk met die produkte wat die jeug hy het self my gesê hy het nie gedink dat die jeug so groot kon groei nie. In sy jare was daar nie iets regtig soos entrepreneurskap of iets soos dit nie. Jy het maar net hier en daar iemand gehad, maar dit was meestal van jy gaan skool, jy studeer, jy kry 'n werk. That's it. Word 'n dokter onderwyser dit en dit. That's it. Daar's nie van ek dink gou 'n nuwe idee uit en doen hierdie nie. Ja, die produkte is regtig hoë kwaliteit. En ek dink julle sit baie effort in dit ook in. En obviously ja, daar's 'n coaching element saam met dit wat julle leer om dit reg te brand ensovoorts. Maar ons huis is vol van entrepreneursprodukte. Ons koop alles net by hoërskool entrepreneurs en ek het by die gala aand ook almal anders gevra doen dieselfde. Ondersteun hoërskool entrepreneurs. Ja. Maar ek wil nog met jou oor nog 'n event praat. Wat vir my verskriklik spesiaal was. By die gala aand het julle my onkant gevang. Ja. Ons was besig met die show en als en toe ruk julle 'n gitaar daar uit. En julle sing 'n liedjie wat jy geskryf het. Ja. Right, so jy het die liedjie geskryf en geproduce vir Maak My 'n Miljonair. Yes. Dis 'n Maak My 'n Miljonair liedjie. Yes. En ek sou sê as ek my hele lewe kan terugkyk, is dit een van die highlight moments in my lewe. Toe julle daar uitgekom het en die Maak My 'n Miljonair liedjie vir my gesing het, net om te sê dankie vir alles en dit was my so special geweest. Nou raak ek ook klaar weer emosioneel oor dit. Ek raak ook emosioneel as ek daar. Maar dis die eerste keer ooit wat dit gebeur het en vertel my van dit. Hoe het julle die liedjie geskryf? Waar het julle met die liedjie opgekom? So en hoe het julle besluit om op die gala aand dit te sing vir my? So daar het 'n bietjie beplanning in dit gegaan. Die lyrics is letterlik Oom Albert van Wyk met sy groot glimlag ja. Van Maak My. Ja. Awesome. Die ding is, om eerlik te wees, ek het toe ons op die deur met die journey was van die top 30 met die challenges. Toe het ek het op ChatGPT en agters rondgespeel, jy weet, maak my 'n lekker liedjie, maak my dit, maak my dat. En toe vind ek inspirasie
vir die song. En ek het toe die liedjie geskryf en al daai goeters, maar die woorde het nie regtig soos saamgestem of iets so dit nie. Toe bel ek vir Rian. Sê ek vir hom, hey buddy, koer, kom hierso, kom help my bietjie. Hy kan gitaar speel, weet ek. En ek het dit geleer weer eens met Mark Milner. Ek het hom beter leer ken. En ek weet hy speel gitaar, so hy sal my die note kan uitfigure of wat ook al. En hy het my toe gehelp en al die goeters en ons het van die woorde 'n bietjie verander. Daar was een vers, hy was soos amper so 6 lyntjies gewees die vers. En toe sê Rian, nee, kom scratch. Ek sê vir hom, okay, sharp, wat wil jy doen? Hy sê, kom ons maak 'n nuwe vers van scratch af. Ek sê, kom, ek gaan hom skryf, jy gaan hom skryf. En dit is die vers 2 van by ATKV het ons lekker geëet, daai tipe en dankie Heer dat U ons bewaar en daai goed. Dit is waar daai vers vandaan kom. Rian, dit is alles Rian. Daai was Rian se idee gewees. En ek en Rian het 'n bietjie op die gitaar gaan geoefen en so, maar ek het toe agtergekom, hoorie so, en dit was die aand voor gala aand. Toe bel ek vir Rian, toe sê ek hom, buddy, die liedjie klink right, maar ons gaan nie in sync kan wees nie. Hoe ons gitaar speel is nie altyd consistent nie, en ons die woorde saam met dit sing, is nie konstant nie. Ek gaan toe daai aand, en ek lê, ek is tot 2 die oggend wakker, ek kry nie uitgefigure nie. Hoe gaan ek nou maak, dat hierdie liedjie perfek gespeel kan word, dat Rian saam met dit kan speel, en dat ons saam kan sing, dat dit alles met 'n konstante ritme gesing word. En ek vind toe hierdie app, en Suno AI, so SINO AI. En ek sien toe hulle te pro weergawe. Ek sê hy's R340. En ek gaan soos van, weet jy wat, Albert het duisende rande spandeer op my. So weet jy wat, daai 340 gaan niks wees vir my nie. En ek betaal toe die pro subscription. En hierdie AI wat jy kan doen is, jy kan nie of iets create van scratch af, of jy kan jou eie lyrics insit, en dan maak jy net 'n backtrack, wat iemand wat dit sing, en dan die backtrack daarop. En ek sit toe key elements, soos hy moet eintlik gitaar wees, dit, bietjie happy, nie 'n sad song of iets dit nie. En is, toe sharp, ek stuur toe daai sample, ek het 2 samples gemaak, ek stuur altyd vir Rian, ek pla vir Rian, ek sê vir Rian, luister nou, ons het dit nou uitfigure. Dis sharp, hy laat dit nou, okay, nee, is reg buddy, hierdie een klink vir my beter. Ek sê vir hom, maar jy kan speel nog steeds op gitaar. Nie 10 minute later, en kom Rian terug met 'n voice note, wat hy op die gitaar, die backtrack ook speel, met die ritme van, dankie. Ek het met Tannie Marley, ek weet nie of oom onthou, nou, dit is toe die liedjie gefinaliseer is, was net voor gala, maar 'n ruk voor dit, die 2 dag live workshop. Voor dit, net toe die ding geëindig het ek en Rian al klaar die planne gehad, ons sal iets spesiaals doen vir hom Albert. Soos 'n liedjie skryf, of 'n prys gee, of wat ook al. En ek en Rian het saam opgekom met daai idee. En ons het met die 2 dag live, ek weet nie of hom agtergekom het, maar toe die 2 dag live klaar was, na 1 dag, toe oom so nader kom aan die kant, ek het met Tannie Marley aan die kant gepraat, by die bankies, en ek het met haar kant gepraat, toe kom oom so, toe ons het so oppraat, tot hy daar aan die kant leef, en al die goeders, toe praat sy verder, toe sê ek, nee, kom staan vir my hieronder, en toe hom weer inkom te skree, en te hoor, toe nou daar skree, om te hoor, laat ons moet uitkom, en ons moet nou daar, al die goeders, toe, nee, ons kom nou, en dis toe ek en Rian met Tannie Marley gepraat het oor dit, want Tannie Marley was soos baie streng van, dit is my tyd wat ek het vir die gala aand, dit is hoe dit gaan loop, niemand gaan dit ruin vir my nie, en dan is soos Tannie, waar ook al Tannie ons kan inpas, na die show, voor die show, middel van die show, I don't care, enige plek, ons wil dit te baie, en sy het dit baie gelike. En ek het Tannie Marley op my knie gesmeek, asseblief, moet net niks mention vir hom Albert nie. Ja. En Tannie Chanel het ook geweet. Okay. En ons het wat Rian het met Tannie Chanel gepraat oor die program, want hy het genoeg sy doen die program, soos sy kan ons dalk help daarmee, maar toe het ons laat die tyd met Tannie Marley. Ek het nou nog die groep, ek nou my voor my nie, maar ek het nou nog die groep, ons het die groep verrassing genoem. Nee, laat almal net weet. Nou ek kan onthou toe om met die rehearsals,
het Tannie Marley daar agter gesit so in die middel, toe skree sy net randomly, okay, pineapple, jy weet, dit was 'n skew gewees. Ek was so, ek het geweet wat, ag, en ek weet op die skrip was al so swart lyn, en op baie stadium het daar niks gebeur op die, Ja, daar was nie 'n song wat gespeel was nie, Ja. was ek so op die skreen, ek het nog vir die ou in die Atterbury gesê, en vir Marley, soos moet ons nie hier 'n song insit nie, en toe sê sy so van, ja, ons sal 'n song hier insit, ja. en dis ek dan, okay, en toe gaan ek aan, ek het nie Ja. veel meer daarvan gedink En nie. wat ons praat op, want oom het 'n suit gaan koop, en ons, met die rehearsals, ons het vir Tannie Marley gevra, asseblief hom Albert weg so lank as moontlik, né? Sharp. So die drill. Toe hom uit is vir die om die suit te gaan kry en al daai getes, dis ek dis kans. Toe oefen ons dit, ons verduidelik vir die mense, Rian stel sy gitaar op, al daai goeters en dan ek sê vir Tannie Marley, hoorie so Tannie, maar wat gaan die keyword wees? Sis, want as ons met die skrip hou, hoe gaan dit werk? Sy sê nee, moenie worry, ek ken dit. Sy sê pineapple, almal luister, pineapple is dit. So as jy ooit pineapple weer hoor om Albert asseblief, weet, daar's iets. Tannie Marley hou van pineapple so. Ja, so toe toe die gala nou gebeur en al daai dis ons live. Nou ek was so gestres gewees omdat met die ek het geweet dit gaan net na die top 10 of net voor die top 10 gaan dit gebeur. Ek kan nie mooi onthou nie, maar ek was net so gestres dat dit moet gebeur en al. Dit was toe na die top 10 wat dit moes gebeur het. En ek sit daar en nou wen ek so okay, as ek net nie top 10 maak nie. Hoe gaan ek agter die stage kom om op die verhoog te kom saam met Shaniqua? Hoe daar gaan ek dit doen? Maar gelukkig, dankie Here, was ek toe top 10 gewees en al daai goeders. So toe het ek so agter die stage gaan en staan en Shaniqua lyk ook 'n bietjie uitgestres want sy weet nie wat Het sy ook geweet van? Sy het ook geweet van almal het geweet behalwe oom. Okay? Almal het geweet. Ja. En ja, so dit was basies dit gewees en toe ek uitkom, ek hoor nog oor by die kant sê nog vir Tannie Marley hulle, hoekom is JJ op die stage? Ja. En dan gaan sy sê, yes, dis die reaksie wat ek gesoek het. Hy het van niks geweet nie. Jy weet? En ja, en toe hom daar uitkom en al die goeders, gaan ek sê, sharp, alles is reg, al die goeders. En ons het die backtrack toe gespeel en al die goed, Rian het op gitaar. Ek het toe ek dink Tony was nog by die skool gewees met die rehearsals. Want ek en Rian het 2 ander mense gesoek wat 'n woordjie of 2 vir oom kan gee. En ons het die obviously dammetjies gevat want dis dammetjies. Jy kan nie teen hom gaan nie. En ons het hom gevra om 'n paar woorde in te sit en maar Tony was nie daar gewees nie. So Tony het laas minute wil sy aantrek en al toe sou kan jy vertel wat alles presies gaan gebeur. En ja, maar dit het toe perfek uitgedraai, presies wat ek gedink het gaan gebeur. Dit was my trotste oomblik gewees van die hele journey. Was net om te sien dat oom ook 'n bietjie appreciation kry. Ek dink oom kry genoeg appreciation vir al die moeite en al die moeilike goedes waardeur oom moet gaan, van die beplanning om ver te ry, om met onderwysers te kan werk, en nie altyd wil saamwerk partykeer, om kinders se vrae wat oor dieselfde vraag te vra, jy weet, te antwoord, om as ek laat aande vir my boodskap of vroegoggend 'n boodskap stuur van iets oor my besigheid en nie net ek, ander mense ook dit te kan antwoord so gou as moontlik. Ek dink nie kry genoeg appreciation daarvoor nie. En ek dink dis hoekom het ek en Rian besluit, hoorie so, kom ons maak 'n song vir hom Albert. Kom ons maak 'n song oor Maak My 'n Miljonair. Want dit is die ding wat ons lewens verander het. En dit is die show en dit is die persoon wat ons lewens verander het. En ja, en ek dink as gevolg van die song kan oom vir altyd as ons wel aftree met die Maak My 'n Miljonair, wat ek weet oor lang tyd nie gaan gebeur, dan kan hom altyd terugkyk en om kan sien maar is die song. Maar ja, ek is besig om daarna te kyk om die song nou nie met die AI voices en al daai goed te gebruik nie, om hom actually te gaan produce en om dan public te maak vir almal om te gaan luister. Oh, dit sal awesome wees. Ja. Soos ek gesê het, dit was een van die mees special moments in my lewe, daai moment en ek het dit so baie waardeer. Ek het die song na die tyd
seker al oor 100 keer geluister. Ek luister hom nou, dis 'n goeie Ek sit song. hom op die speaker in die huis klip hard. En Dit's Marley soos wat nee liefie, ek gaan hom nie weer 'n keer speel. Dit is net 'n great song. Ek moet So, sê ek is bly die song het so goed uitgedraai. Ek het nie gedink hy gaan so goed uitdraai nie, Ja. omdat ons almal het geweet die lyrics is goed. Maar hoe hy gaan uitdraai, weet ek nie. So dis hoekom ek's net bly ek kon die dankie Sino AI, wie ook al die ding gemaak het. Dankie aan julle het dit moontlik gemaak. Nee, dit was awesome. Dit was baie exciting en ek speel dit gereeld en dit was 'n baie special moment vir my. Yes. En JJ, dankie dat jy daai inisiatief geneem het en dit ook special gemaak het vir my en Marley en Chanel en die hele span. Dit is awesome. Ons hoop is dat julle sal amazing entrepreneurs word en dat julle die wêreld gaan verander en ons kan sien dit gebeur al klaar en jy kan al klaar die resultaat sien, maar dit is extra special om van julle kant af soos hierdie wat jy nou vertel het, hierdie hele testimony te hoor en te hoor wat dit vir julle beteken. Al die moeite wat ons insit, al die ure, al die effort om van julle af te hoor, jy weet wat dit vir julle beteken het. Dit was 'n amazing journey om saam met jou te stap hierdie jaar. Ek het elke oomblik daarvan geniet. Dit was alles die moeite werd. Meer as die moeite werd en ek dink die manier hoe jy het geëindig het met die surprise en die liedjie was vir my die toppunt daarvan. Yes. So dankie dat ek die journey saam met jou kon stap hierdie jaar en Dankie dit was vir 'n hom. voorreg om jou mentor te kon wees en ek so trots op jou vir hoe jy gestep up het in jou besigheid gegroei het en die impak wat jy nog gaan maak in die toekoms. En weer eens dankie vir die inisiatief wat jy geneem het met daai song. Dit sal vir ewig by my bly en ek dink dit was 'n perfekte manier om Maak My 'n Miljonair af te sluit hierdie jaar. Ja, ek dink ook die song was baie perfek. Dit het alles opgesom. Ek dink nie net die jaar nie. Ek dink dit het alles wat oom al gedoen het in ons lewe om elke dag daai glimlag op te sit vir almal. Om by elke skool te kan glimlag. Dink ek het die song dit alles opgelos. Opgesom, sorry. Maar ja, dit van my kant af wil ek net dankie sê dat oom my mentor gevat het en dat oom my video van al ander video's van 200 hoeveel inskrywings het ons nou weer gehad? 240 inskrywings. 240 inskrywings wat oom my video gekies het van almal. En dit word baie waardeer obviously. En die mentorskap wat ek gekry het en die ding wat ek weer vir ander mense van my skool of wat ook 'n besigheid wil begin, kan leer. En vir hulle kan sê, hoor, maar as ek jy weet en sal ek gaan hoor en ek sou gaan uitvind. En ja, dit beteken die wêreld vir my om net hier te kan wees, om iemand soos oom in my lewe te kan hê wat my lewe definitief van 'n depressietyd af gevat het en dit na 'n wêreld waar ek hoop kan sien en 'n lewe kan leef wat ek kan trots op, jy weet, is verander het en al die goeders, is ek ek's regtig bly daaroor. En ja, en as ek met raad kan gee volgende keer, as om nou weer Klein Kariba toe gaan, maak dit seker dat om se deure en ryte toe is, dat die bobbejane nou nie weer daar ingaan nie. Maar ja, dis al raad wat ek oom kan gee in die lewe. Goeie raad. Dis goeie advies. Dis al raad. Alles sal ek maar die raad gee en die oplossings vir die lewe sal ek aan oom se hande los. Jy weet, oom is goed daarin. Ek kan nie strei nie, maar dis al raad wat ek kan gee is maak net seker die ryte is mooi toe en dat die deure toe is, dat die bobbejane nou daar inkom en chips oral op die perseel los nie asseblief. Maar ja, dis al wat ek kan sê. Dis goeie advies. Dankie vir dit. Dankie dat julle die bobbejane uitgejaag het uit ons plek. Ek het dit nie gedoen nie. Ek het daai een kant gestaan. Ek het gesê, jy sal vir die daar met daai bobbejaan sien die. Daai stories wat Karel en Wiegert hulle vir my vertel het. Ja. Nee, ek is reg, dankie. Ek bly maar weg van 'n bobbejaan af. Hierdie was 'n lekker chat. Ek het dit was. baie geniet. Ek sal dit definitief weer doen. Ek sal hom 'n bietjie bang kan ons een of ander tyd van koffie drink. Ons maak so. Maar ja, dankie weer eens vir die opportunity en mag oom volgende jaar en die jare wat nog kom se jeug en se hoërskool-entrepreneurs inspireer, laat hulle kan groei en ons land se ekonomie kan red. Maar ja, weer eens baie dankie vir alles. Gaan so maak. Dit was 'n lekker pot gooi. Het Het jy lekker gechat?
Ek het baie lekker gechat. Ek kan so sien. Ek het regtig, ek het my Ek het nie nodig gehad om te veel vrae te vra nie. Nee. Ek dink is maar net omdat ons ek bedoel vir 8 maande lank hulle journey stap, dink ek jy 'n persoon het nodig om iets voor te gee. Ja. Ek bedoel, ek dink ek was regtig met myself en ek het regtig myself geniet en oom was homself en dit wys dit weer eens die communication wat entrepreneurs met mekaar kan hê. Oom is 'n entrepreneur en ek is 'n entrepreneur. Ons almal het dieselfde paadjie gestap. En daarom kan ons lekker gesels oor enigiets wat in die lewe gebeur.